Nou, ons is besig, ons het laasweek Sondag aand dat ons begin met so 'n bietjie van 'n oorsig rondom die rolspelers wat in die eindtyd daardie pylvak betrokke sal wees wanneer die oordeel van die Here oor hierdie aarde sou kom. En vanmôre wil ek dan so 'n bietjie met u praat oor die onderwerp van die tekens van die tye. En die tekens van die tyd waarin ons onsself bevind. En ek het nou die Here vertrou om dit maar vir my eenvoudig te maak sodat dit vir ons almal sinvol kan wees en dat dit vir ons toepaslik kan wees vir ons eie lewens. En ek gaan nooi om die woord van die Here saam op te maak en ons gaan saam lees in Matteus 24 en ons lees daar vanaf vers 3. Matteus 24 vanaf vers 3. Ek lees vir ons voor van vers 3 af. Hy sê: En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê: Ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En daar lees ons uit die woord van die Here. En as 'n mens aan hierdie woord dink, dan gryp dit 'n mens eintlik in die hart. Nou Matteus 24 vers 36 sê dat die dag en die uur weet niemand nie. So ek gaan nou myself nie vandag begewe om op 'n plek te kom om vir jou te begin datums gee van wanneer ons dink dit gaan moet wees en hoe dit moet wees nie, want ons wil probeer hou by dit wat die woord vir ons sê. Sefanja 1 vers 14 sê: Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig is hierdie dag op pad. So ons het nie die datum en die detail van die gebeurtenis nie, maar dat die koms van die Here naby is, dat die dag van die Here naby is verseker baie duidelik so. Sefanja 1 vers 15 sê: Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. En ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het. En hulle bloed sal vergiet word, soos stof aan hulle ingewande, soos drek. Hulle silwer en hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie. Maar deur die vuur van sy ywer sal die Here aarde verteer word, want hy bring vernietiging. Matteus 7 vers 22 sê: Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. Hierdie dag wat aan die kom vir hierdie wêreld is iets wat hierdie wêreld in naïwiteit vermy en probeer ignoreer. Tog sien ons in Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. En elkeen sal vergeld word na sy werke. Elke mens sal voor God staan. Elke mens gaan 'n oomblik kry,
gaan 'n beurt kry om voor die Here, die lewende God, te gaan staan, en daardie dag sal die wat kinders van die Here is, se werke getoets word, en die wat ongered is, sal eenvoudig weggestuur word en in die hel gewerp word. Romeine 2 vers 7 sê, aan die wat deur volharding die goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek na die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Hy sê baie duidelik hier, dat dit nie vir hom gaan, dat jy moet dink dat ek of jy enigsins God beïndruk, met wat ons doen en wie ons is, en wat ons verrig het in ons mens wees nie. Maar hierdie dag wat gaan aanbreek, sal elke een voor God staan, en dan sal al ons werke op die proef gestel word, om te sien of dit deur hout, hooi en stoppels in die vuur gewerp moet word, en of daar edelgesteentes is, of daar iets van waarde is voor die Here. En nou sê die woord vir ons, dat ons moet onthou, dat ons beste werke voor God vuil en betlanswaardig is, soos 'n besoedelde kleed is. 1 Korintiërs 1 vers 7 sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Ons weet dat daar 'n dag gaan kom wanneer God homself aan ons as mens gaan openbaar. Hy gaan kom op die wolke, sê die woord van die Here. 1 Korintiërs 1 vers 8 sê, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. En dis jou en my begeerte van ons hart, om in ons hele lewenswandel so te leef, dat ons voor God onberispelik sal wees op daardie dag, wanneer ons getoets sal word om voor God te staan, dat ons hele lewe voor God onberispelik sal wees. En ek weet, vriende, niemand van ons is volmaak nie. En ek weet, niemand van ons het al die antwoorde van die lewe nie. Maar dit moet ons strewe wees en ons passie wees om daarin te wandel. 2 Timoteus 1 vers 12 sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge. Maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Die dag van die Here. En daarom is ek en jy as kinders van die Here deur die Gees van God verseël. Hy is die pand wat ons verseëling is tot daardie dag wanneer ons voor God gaan staan. Maar daar's mense wat nie vandag verseël is nie. En ek het slegte nuus, daar's mense wat vanmôre hier sit wat nie verseël is nie. Mense wat vanmôre hier sit wat nog nie gered is nie. Mense wat vanmôre hier sit wat nog nie gereed gemaak het nie. En wat jy verseker vandag moet weet, daar kom 'n dag. En hierdie dag kom vinnig nader, dat jy voor God sal staan. 1 Tessalonisense 5 vers 5 sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander wat wel slaap, wat wel in die duisternis is nie. Maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat in die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Daar kom 'n dag, wanneer daar vir jou en vir my 'n kosbare woord is om aan vas te hou, vir ons, wat moet volhard tot die einde toe, dat ek en jy as kind van die Here vanmôre nie bestem is vir die toorn van God nie. En wanneer God se toorn ontvlam oor hierdie aarde, is ons nie deel van daardie toorn nie. Hy vat ons weg om nie deel te wees van daardie oomblik van oordeel wat oor hierdie aarde gaan kom nie. Want Filippense 3 vers 20 sê ons burgerskap is in die hemele. Vers 21 sê, want ons vernederde liggame sal van gedaante verander word. En Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat aan hom bly, sondig nie. En elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. As ons praat oor hierdie tekens van die tyd,
dan besef ons dat dit is eintlik oorweldigend wat in ons dag aan die gang is. Matteus 16 vers 3, ek gaan van vers 1 af vir u lees net vir die agtergrond. Hy sê, en die Fariseërs en die Sadduseërs het nader gekom om hom te versoek en vir hom gevra, om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer, want die lug is rooi. En in die môre storm weer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei. En julle kan nie die tekens van die tye onderskei nie. 'n Slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie. Daar's volop tekens rondom ons, dat hierdie ding besig is om in die pylvak in te beweeg, dat hierdie dag van die Here spoedig naderkom, en daarom moet ons so vinnig gereed wees, dat as dit enige oomblik oor ons pad kom, dat ons reg sal wees. Ons lees van soveel dinge, volgens die woord van die Here, wat in hierdie wêreld aan die gang is. Dit wat baie jare aan ons verkondig was vanuit die woord van die Here uit, sien ons vandag gebeur, en is al die norm in ons dag. En ek dink dat baie van dit wat in ons dag verkondig word op YouTube en baie ander plekke, is baie ook mense opinies, wanneer ons begin peter aan datums en persone en karakters. Maar ek wil vandag vir 'n oomblik stil word en fokus op dit wat die woord vir ons hier sê. Want daar is hoofsaaklik 6 hoofgroeperinge van die tekens van die tyd. Onderafdelings, as ek dit so kan noem, kategorieë van waarin die tekens van die tyd ingepas kan word. Daar's die misleiding, daar's die onderlinge geskille, die verwoesting in die natuur, die verdrukking wat daar is vir mense in die geloof, die sedeloosheid van hierdie wêreld en die geestelike verval. Buite dit is daar 'n paar ander wat bygevoeg kan word so deur die woord van die Here. Ek dink aan die siektes en die pestsiektes. Ek dink aan die dinge wat rondom ons gebeur. Maar as ons vanmôre kyk na hierdie 6 onderwerpe, dan sonder dit vir ons 'n paar onderwerpe uit wat vir ons tot waarde kan wees, en ons kan dit duidelik raak sien in die tyd waarin ons leef. En ek wil dan graag met u eerstens praat oor die eerste teken van misleiding. Matteus 24 vers 5. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Nou vriende, ek en jy kan vandag boeke skryf oor die stories wat vertel word in die naam van die Here. Oor mense wat opstaan en getuig in die naam van die Here, en mense wat in die besigheidswêreld rondgaan in die naam van die Here, mense wat die naam van God op hulle lippe dra, maar hy's nêrens naby in hulle harte nie. Mense wat juis daarop fokus om ander te mislei en nie die waarheid aan hulle oor te dra nie. En eintlik een groot bedrogspel. Want as jy vandag die naam van Christen het, dan is jy mos nou op pad hemel toe, maar is nie die waarheid nie, want baie mense dra die naam van Christen, wat terloops eintlik 'n vloek was jare gelede. Dit was 'n bespotting geweest jare gelede. Vandag is dit iets om oor te brag om te sê ek's 'n Christen. Maar die lewe pas nie daarbey nie. Kerke word gestig in die naam van die Here, nooit met die gedagte om die Here te eer nie. Mense wat opstaan en hulle self promoveer dat hulle in die naam van God optree, maar nêrens is die naam van die Here in hulle lewens sigbaar nie. Mense wat optree as valse profete, amptelike bedienaars, maar met valsheid in hulle mond. Valse profete wat lukraak omgaan met die woord van die Here, profeseë uitspreek, eintlik eenvoudig, net waar sê hy. Mense wat die woord verdraai om hulle agenda of hulle narratief te pas. Mense wat besig is met hulle eie agendas en God se naam op die voorgrond sit, so die wêreld nie hoef vrae te vra nie. Het jy al gehoor hulle sê vandag is kerkwees die grootste besigheid wat daar is? Het jy geweet kerke betaal nie belasting nie? Het jy geweet kerke gaan eensdaags belasting begin betaal? Juis omdat kerke geld misbruik en mense tap en tap en tap vir al wat hulle kan, sodat hulle op die einde van jouself hulle self kan verryk. Alles in die naam van die Here. Mense wat met valshede rondloop. Selfs op die politieke arena. Ek sien nou deesdae is nou al musieksterre wat nou nie niks met God en sy gebod uit te wy het nie, maar ewe skielik plaas hulle nou allerlei geestelike boodskapies op Facebook en oral. Hoe lasterlik is dit dat mense blaatant probeer om mense te mislei in die dag waarin ons leef, en dis volop. Dis nie net hier of daar nie, dis oral rondom ons. Ons leef in 'n dag
waarin daar waarlik 'n gees heers van misleiding. Dit gaan vandag meer oor die stories wat vertel word van die kanslaf, as die woord wat verkondig word. Dit gaan meer oor die mense belewenis van die lewe, as wat dit gaan oor God se woord wat vir ons gegee word. Dit gaan meer oor mense opinies van die woord van die Here, as wat dit gaan oor God se waarheid van die woord van die Here. Terwyl die woord van God vas is, terwyl die woord van God waar is en onveranderlik is en heilig is, vat mense eerder mense stories as God se woord. Kansels word gebruik en verhoor word gebruik. Eendag vir 'n boodskap uit die woord van God het en die volgende dag om idols aan te bied. Dit is verskriklik. As 'n mens jouself indink dat dit is wat geword het in die dag waarin ons leef. Mense wat mislei word in baie opsigte. Hierdie selfde groepe se misleiding sluit in om te sê dat, en ek sê nie dit nie, ek sê dis wat gesê word in ons dag, dat Jesus se maagdelike geboorte is net 'n mite. Hulle verkondig en sê, ons kan nie vir onsself dink dat Jesus het geleef vir 33 jaar en hy was sondeloos gewees nie. Ons kan nie vir onsself sê dat hy 'n blanke was, of dat hy, skiet vir die woord, stryd was nie. Daar word bevraagteken of hy nie miskien gay was nie, of hy nie 'n sedelose verhouding gehad het nie, of hy nie miskien dalk nie opgestaan het uit die dood uit nie. Alles word bevraagteken, en hoe afskuwelik is dit wat in die wêreld afspeel vandag, omdat mense mislei word, omdat die woord van God in detail bevraagteken word. Daar word geleer dat kerk soos ons dit vandag ken, kom van die Rooms-Katolieke kerk af. Nee vriende, verseker nie. Dis juis omdat ons 'n wesen in dit het, dat ons is waar ons is. Dis juis omdat ons protesteerders was oor wat hulle aanvang, dat ons opgestaan het en gesê het, maar die woord sal die fokus bly, en die woord sal alwees wat saak maak. Ons gaan nie meegesleep word nie, ons gaan nie gemislei word in die dag waarin ons leef nie. Maar hier sit ons vandag. En vriende, baie maal word ons mislei. Daar word geleer dat die waarheid is nie meer konsekwent nie. Nie baie ver van die af, by die universiteit hou hulle 'n groot samespreking en hulle sit en praat mekaar in hoog Afrikaanse taal, nie as 'n ander taal nie hulle. En dan sê hulle vir mekaar dat die waarheid bestaan nie meer so konsekwent nie. Die waarheid is nou soos die horison. Hier waar jy staan, sien jy 'n lyn vir die horison. Maar as jy by die horison kom, dan sien jy maar daar's nou 'n nuwe horison. Dis nou die nuwe waarheid. Terwyl daar een waarheid is en dis die woord van God. Net een waarheid en net een wat saak maak. Daar word geleer dat Jesus net 'n pigment is van ons verbeelding. Dit word gesê by die geleerdes van ons land. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang. Die woord van die Here sê dat mense gaan moeg raak vir die nou paadjie. Mense gaan moeg raak vir die pad wat 'n duur prys kos, wat jou alles kos om op die altaar neer te sit, en hulle gaan afvallig word. Hierdie woordjie afvallig beteken om weg te beweeg van die oorsprongplek af. Dit beteken om weg te beweeg van wat die oorspronklike leer was. Dit beteken om weg te beweeg van wat goddelike inspirasie behoort te wees. Dit behoort om weg te beweeg van die gesag van die woord af. Nee, nou is daar ander geskrifte wat nou bykom. Dis nou Ellen G. White wat nou bykom, en you name it, daar's nou allerhande geskrifte wat nou meer belangrik geword het as die woord van die Here. Om weg te beweeg van die skepingsleer. Nee, maar dis mos nou soveel miljoen jaar. Nee, die woord van God sê, dis 6 dae gewees. Om weg te beweeg van die maagdelike geboorte. Om weg te beweeg van die kruisdood van die Here Jesus en die opstanding van hom uit die dood uit, nadat hy die doderyk oorwin het. Om weg te beweeg van hom as die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe. Om weg te beweeg, want ons leef in 'n tyd, vriende, wat mense sê daar bestaan nie meer die hel nie. Daar is nog nooit so iets gewees nie. Dis net 'n toestand. Dit gaan so ver dat mense hulle self aan die wêreld voorstel as 'n Messias, as 'n Christus, as 'n verlosser, dat 'n mens so verwaan kan wees om vir 'n mensdom te sê, kyk vir my, ek is die verlossing. Daar's 'n boek wat in die media uitgekom het, en die boek se naam is False Messiah. 3 irrefutable proofs that Jesus could never be anyone's Lord and Savior. Dit word gedruk in ons dag, vriende. Dit word verkoop in Suid-Afrika. In hierdie boek is dit verstommend wat geleer word. Hierdie boek
verkondig die volgende leuns. Hy sê, did you know that Paul the apostle to the Gentiles had never been an apostle? Did you know that Christianity had begun over 17 years after the crucifixion and had never been the religion of the apostles? Did you know that before 80 AD, no one had any notion of Jesus having disciples? Jesus having made profound statements, Jesus having performed miracles, or Jesus having actually been seen alive after his crucifixion? And did you know that no one knows who the gospel writers had been? Kan jy glo dat dit gepubliseer word in 'n boek vandag? En mense koop hierdie snert. En glo die goeders wat opgedis word vir die wêreld. Hoe skokkend is dit nie? Daar word miljoene rande gespandeer om hierdie boeke te publiseer. Dis die misleiding van die dag waarin ons is. Maar dit gaan verder. Want hierdie misleiding kom ook in die vorm van persone uit, wat hulle self aan die wêreld blootstel en voorstel as 'n Messias. Hierdie man kom van Brasilië af. Hy noem homself die reïnkarnasie van die Here Jesus Christus. Hy het homself begin bekendstel in die media. En in Julie 2017 was hy baie op die voorgrond gewees. Hy sê terwyl hy gevas het, het hy 'n goddelike boodskapper gehad wat aan hom toe gekom het en hom ontmoet het in die vorm van 'n stem in sy kop. Nou, ek ken 'n paar ouens wat dit al gesê het en dit was gevaarlik geweest, julle. Hierdie ou het nou so ver gegaan dat hy nou 12 disippels het, 9 vrouens en 3 mans. En hy het vir homself 'n dorpie gekry en hy het hierdie dorpie geherdoop en die dorpie 'n nuwe naam gegee en dis nou die dorpie die nuwe Jerusalem. Hierdie misleiding gaan verder selfs onder die Joodse volk en onder hierdie mense in dat hulle naderhand mense begin proklameer en sê maar hierdie kan dalk die Messias wees, hierdie kan dalk die persoon wees. Daardie man in die middelbo, John Allen Miller, is van Australië. Hy verkondig dat 2000 jaar gelede het hy gewandel op die aarde in Jesus se klere. Hy vertel dat hy is die man wat die wonderwerke verrig het. En hy het op die voorgrond gekom van 2011 af en duisende mense volg hierdie man se boodskap. Hierdie man verkondig homself as die vleeswording van Christus. Daar's verder nog, die een op die regterkant is 'n man van Siberië. Sy naam is Petrov Pavlova. 33 jaar oud gewees toe hy begin het. En hy sê sy roeping is, hy is die stem van die lewende God. Hy verkondig homself en hy kondig homself aan as die verpersoonliking van God op hierdie aarde. Hierdie man is in beheer van die Church of the Last Covenant en hy het meer as 5000 lidmate wat meegesleer word in hierdie misleidings. Hierdie John wat ons nou genoem het, sê I'm Jesus, deal with it. Op die linkerkant bo sien jy die persoon van die Suid-Korea wat self geproklameer is dat hy die Here Jesus is, dat hy die Messias is wat gekom het om die mens van sy sonde te kom verlos. Miljoene mense volg hom. Daardie ou reg onder hom op die linkerkant onder sê hulle miljoene mense loop agter hom aan want hy is, ek wil nie die woord sê nie, maar hy is die reformatie Jesus as ek dit so kan sê. Die een in die middel is Nate Anderson. Hy meen dat hy Jesus is. Dat hy die Messias is wat gekom het om vir die mens te kom verlos. Regs onder is Reverend Sun Myung Moon. Sy kerk het amper 90,000 mense. Ek gaan op die internet en ek soek na al die mense wat hulle self voorstel as Messiasse, net 'n vinnige search en dan kom al daardie name op, net in die laaste 20 jaar. Van 2000 af tot en met 2020, 2022 is dit die name wat opkom van mense wat hulle self proklameer in hierdie wêreld as Messias. Die Joodse geloof, die Christelike geloof, die moslems, selfs mense wat nie eens identifiseer as Christene nie, verkondig hulle self vandag as Messias. En ons leef in hierdie tyd van misleiding, in ons eie land, vriende. Hoe dit gebeur in ons eie land, hoe dat wolwe in skaapklere rondloop. 'n Oud dominee word 'n ateïs. En hy sê, jammer, ek het julle mislei. Hy verkondig dit aan Netwerk 24. Op Sondag 29 Mei 2022 sê hy, 'n voormalige dominee vra vir sy eie gemeente verskoning, vir sy familie en vir sy vriende verskoning, omdat hy hulle jare lank valse hoop gegee het oor die evangelie boodskap wat hy verkondig het.
Johan Retief is sy naam, sê hy wil 'n nuwe boek skryf. En hy sê hy wil red wat daar nog te redde is. Nadat hy mense mislei het om te glo dat Jesus vir hulle sonde gesterf het. Kan jy glo dat 'n kerk sulke goed kwytraak? Matteus 24 vers 11 sê, daar gaan baie valse profete opstaan en baie mense gaan gemislei word, soos wolwe in skaapsklere. In ons dag is daar 'n magdom van valse leraars, 'n magdom van kansels wat misbruik word, 'n magdom van mense wat in die gehoor gestreel wil word, 'n magdom van mense wat met die duitjies en daadjies wil betrokke wees. Dominee, moet net nie praat oor sonde nie. Dominee, moet net nie praat oor die hel nie. Meer die aannemer van die persoon. Hierdie mense verkondig nie die waarheid nie. Dit gaan so ver dat die woord van die Here vir ons sê in Lukas 17 vers 26. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Soos in Noag se tyd, sê hy in vers 27, hulle het geëet en gedrink en hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Hulle het lekker gejabula, hulle het lekker geparty. Man, die lewe is 'n fees. Tot die dag toe dit verby is. Vers 28 sê, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink en gekoop en verkoop en geplant en gebou en weet nie wat nog alles nie, tot die dag. Weet jy wat, vriende, dit gaan so wees in ons dag ook. Mense is so gemislei in ons dag, gaan meegesleer in hierdie valshede, dat hulle gaan aanhou met hierdie lewe, gaan aanhou met hierdie paadjie, tot op die dag, en dan gaan hulle sê, hoe kon God? Kyk wat gebeur verder, in hierdie verharding, 'n verhardende misleiding van mense. Mense wat volhard in sonde, wat onoortuigbaar is, wat nie meer die gees van God toelaat, om te kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Mense met verharde harte, hardnekkig in die vlees, ontkennend vir die vuil van hulle sondes. En dit is alles deel van hierdie misleiding, vriende. Dis waarmee ons te doen kry, in ons families, in ons werksplek, waar ons onsself ook al vind, is dit volop. Dis die norm vandag. Hulle erken nie meer en bely nie meer hulle dwaalings voor die Here nie. Hulle sit selfs binne in die kerk. En die kerk moet aanpas by hulle. Ek hoor daar's nou 'n gay kerk in Bloemfontein, julle. 'n Afrikaanse gay kerk in Bloemfontein. Wat sou ek doen as dit al opsie is? Wat maak ons as al die leksiede hier by ons weg is? Want anders is ons niks anders as al die mense wat mislei is nie. Want as ons kerk afhang van die lekker klank en die goeie beeld en die lekker mense wat saam met ons is en die lekker koffie wat ons drink, is daar geen verskil tussen jou en my en hierdie wat ek sopas genoem het nie. Maar dit gaan verder, die misleiding is al so ver dat daar 'n Bybel is geskryf is vir die sataniste. Anton Zander Lewey sê in bladsy 33 van sy sataniese Bybel: There is no heaven or glory bright, and no hell where sinners roast. Here and now is our day of torment. Here and now is our day of joy. Here and now is our opportunity. Choose ye this day, this hour, for no redeemer liveth. Kan jy glo? Wel, by hierdie man se laaste oomblik, toe gil hy uit en sê, daar's groot fout. Dit wat ek gesien het, is nie wat dit is nie. Hy het homself mislei. Vriende, hoeveel van ons mislei onsself in eie geregtigheid? Hoeveel van ons mislei onsself dat ons dink, nee, ons is mos deel van die boervolk. Ons is die uitverkorenes van God. Hoeveel van ons mislei onsself dat ons rein wandel en reg wandel voor die Here, maar ver van God en sy gebod af leef? Hoeveel van ons mislei onsself oor 'n rein en 'n heilige lewe? Leef in sonde. Ons ploeter maar so vorentoe. Want soveel mense doen dit. Die tweede teken wat ek graag vir u wil uitwys, is die teken van die onderlinge geskille. Die woord van die Here sê, maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie, sê hy. Wanneer hierdie gerugte van oorloë wat nou in die gang is kom, en wanneer hierdie dinge gebeur, is dit nie die einde nie. Dis die begin van die einde. Dis in die pylvak in, vriende. Kyk wat sê wêreldstatistiek. Dis die prentjie in die wêreld van daar waar vandag al die oorloë in die gang is. In die laaste week verneem ek dat op hierdie stadium
terwyl die oorlog in Rusland en Oekraïne al so 'n bietjie afgeplat het, gaan daar oor die 2000 mense in daardie lande dood elke week in hierdie oorlog. Kyk, verskillende plekke van konflik deur die wêreld. Die hele wêreldkaart is ingekleur deur hierdie konflikte wat daar is. Rebellegroep op rebellegroep. Geen respek vir mekaar nie, geen liefde onder mekaar nie, geen erbarming onder mekaar nie. Niemand het vir niemand liefde in die hart meer oor nie. En dis die gevolg daarvan. Kyk wat is die statistiek vir bewapende aggressie en die hotspots daarvan. Ek wil graag hê, fokus net vir 'n oomblik. Kyk net na Suid-Afrika se prentjie. Julle weet Suid-Afrika is een van die hoogtepunte van misdaad en bewapende aggressie en hy's amper nie eens ingekleer nie. Dan moet jy weet hoe lyk dit die res van die wêreld. Dis wat aan die gang is in die dag waarin ons leef. Dis chaos waar jy mag kyk, want die mensdom verdring mekaar en die mensdom verteer mekaar. Oorloë en gerugte van oorloë, onderlinge geskille, nie eens deur ver nie, dis sommer hier naby ons. Daar's rebellegroepe deur die hele Afrika. Ek lees in Rwanda het 103,000 mense in 'n kwessie van net bietjie meer as 'n jaar gesterf. Daar's 'n stadium 'n paar jaar terug waar daar aan 100 dae in Rwanda 800,000 mense doodgemaak is in aggressie. Die Hutsies en die Tutsies, 50,000 mense in 'n maand wat sterf op hierdie oomblik. Dit beteken is 1666 mense op 'n dag wat sterf. Dit beteken is 69 mense op 'n uur wat sterf. Dit beteken is 1 persoon elke minuut wat sterf onder die Hutsies en die Tutsies. Nou, hierdie minuut wat verby is deel van dit. In Sudan 61,000 mense wat sterf in oorlog. In die DRK 5,4 miljoen mense wat in daardie land sterf in oorlog. 7,000 mense net van Januarie af tot nou toe. Irak, Jemen, Uzbekistan, 640,000 mense wat sterf in oorlog. Miljoene wat gespandeer word in wêreldoorloë omdat mense mag behep is en geen respek het vir mekaar nie. Omdat mense hulle self en hulle vlees laat uitwoed oor hierdie wêreld en die een die ander een sal platvee sodat ek kan bestaan. In Nigerië 2,5 miljoen mense wat sterf. En onderlinge geskille. Omdat daar geen liefde vir mekaar weer is nie. As mense verder gaan kyk mense na al die riots en die looting en al die goed wat aan die gang is. Al die onluste deur die hele Afrika, oral waar jy kom is dit aan die gang. Mense hoor van Boko Haram en mense hoor van Pakistan. Mense hoor van die dinge in Rusland en Oekraïne. Oral hoor mense die ding. Hulle praat van amper 2,6 miljoen mense wat huisloos gelos is in Oekraïne. Omdat die mensdom vir mekaar geen respek het nie. Kyk wat is hierdie statistiek. Die politiese onstabiliteit na COVID. En dan wys dit nou vir jou al die hotspots waar dit nou op sy piek is. Nou wys dit vir jou die datum aan die onderkant. Hierdie hotspots wat daar gewys word, is net van 14 Junie tot 25 Julie in 2020. Dis 'n maand, julle. Dis wat in die wêreld aan die gang is. Nie in 1922 nie. Eergister. In die Europese lande sien ons hoe dat daar allerhande chaos aan die gang is. Wanbestuur, onbeheerbaar. Geen struktuur oor nie, die mense verag mekaar. Maar as ons nie ver te gaan soek, ons kan ons eie land gaan kyk. Kyk hoe bestuur mense op die paaie. Kyk wat gebeur op die pad. Kyk wat gebeur wanneer iemand net voor iemand indraai. Dan sien jy die weerstand en jy sien die haat in mense. Dis internasionale onstabiliteit. Lande staan teen lande op. Mense in een land kan nie eens saam staan nie, om nie eens te praat van verskillende lande nie. Almal is gefrustreerd met mekaar. Almal hardloop in hulle eie rigting en vir hulle eie saak. En niemand verdra mekaar mee, soos die woord van die Here ons leer nie. Dis alles deel van die tekens van die tyd waarin ons is. In die ekonomie sal die een die ander indoen, solank ek kan survive. Dis afskuwelik as 'n mens sien hoe erg dit geword het. Statistiek sê vandag dat daar vandag 1 wapen vir elke mens op hierdie aarde is. Statistiek sê vandag dat daar 4 ton plofstof is vir elke mens op hierdie aarde. Statistiek sê vandag dat mense die ekonomie gebruik om oorlog te voer. Dit is oorweldigend om te dink dat hierdie wêreld hierin verval het. Kyk na die BRICS-lande hoe hulle die FSA se dollar in 'n rigting indruk. Kyk na die NATO-lande wat betrokke raak by die Oekraïne en by alles wat daar aan die gang is. Alles besig om na 'n piek toe te beweeg. Deel van die tekens van die tyd waarin ons is. Bill Gates koop net
landbougrond op. Wêreldwyd koop hy landbougrond op om die ekonomie te beheer, want hy wil oorlog voer met die ekonomie wat hy kan beheer. Want daar's een wêreldgeldstelsel wat op pad is. En alles beweeg in hierdie pylvak in daardie rigting. Dan weet ons van die Black Lives Matter. Ons weet van dit wat daar op die voorgrond getree het aan die laaste paar jaar, hoe dat hierdie mense hulle self beywer daarvoor om onbeheerbaar en onbestuurbaar te wees. Dat Antifa sê, hulle hele doel van al hulle optogte is to become ungovernable. Dis wat in die wêreld aan die gang is, julle. En wat maak ons? Ons sit die TV af en ignoreer die nuus. Want dit word net te veel vir ons. Al die chaos oor die wêreld op sosio-ekonomiese vlakke, op politiese vlakke, op nasionale, internasionale vlakke, al die onmin wat aan die gang is, selfs in dorpe en in buurte. Mense sien deesdae sien jy op Facebook allerhande goed in ons eie volk en ons eie mense wat onder mekaar aangaan. Dit lyk soos 'n klomp spirits goed. Ek weet nie wat die woord daarvoor nie, maar ek sal dit liewer nie sê nie. Niemand kan niemand meer verdra nie. Dan sê Stefanja 1 vers 15. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. En dit gaan oor hierdie onderwerp van die tekens van verwoesting. As ons kyk in die natuur, dan sien ons al hierdie natuurrampe, die een na die ander wat plaasvind, en die syfers is astronomies as jy kyk wat in die wêreld gebeur. Hier's 'n paar statistieke wat jou dalk mag verstom. 4000 mense wat in China vloed verdrink in 1931, 4 miljoen. 2 miljoen mense wat in riviervloed verdrink. 655.000 mense wat onder 'n aardbewing sterf. 500.000 mense in Bola wat in 'n sikloon dood is. Dis aardbewing op aardbewing op sikloon op sikloon. 10 miljoen mense verloor in natuurrampe oor die afgelope 100 jaar. Dis dit die natuur in die gang is. Die volgende ene. Byna 2.3 miljoen mense verloor in 25 jaar met natuurrampe. Dis net die afgelope 25 jaar wat verbygestroom het. 2.3 miljoen mense. Daar's nog ene. 500 miljoen mense verloor as gevolg van peste en pandemies. Dis die Black Death, 200 miljoen mense. Dis die Spanish flu, al 100 miljoen mense. Dis HIV, 40 miljoen mense, en dis 'n veel die mekaar syfer daai. Die plague of Justinian, 50 miljoen mense. COVID, 29 miljoen mense. So kan ons aangaan. Dit is die wêreld waarin ons leef. En hierdie teken van verwoesting sien ons rondom ons in soveel aspekte van die lewe. Dis ramp op ramp op ramp op ramp. Dan's daar te min reën, dan's daar te veel reën. Dan's die reën te vroeg, dan's die reën te laat. En dit word net meer rampe op meer rampe, want die heelal is besig om te roep met reikhalsende verwagting na die koms van die seun van die mens. Kyk bietjie na die statistiek. Hoe dat natuurrampe toegeneem het in die afgelope 40 jaar. Die volgende teken is die teken van verdrukking. Want die teken van verdrukking is vir my verstommend as 'n mens dink daaraan. Matteus 24 vers 9 sê, dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Die woord van die Here sê, ouers gaan hulle kinders verraai en kinders gaan hulle ouers verraai. Dis wat die woord van die Here sê. Die woord van die Here sê, man en vrou gaan mekaar verraai. Een gaan op die bed lê en die ander een gaan weg wees, die ander een gaan in die kombuis besig wees en die ander een gaan weg wees. En voor jou oë uit vir jou vriende is hierdie verdrukking ons deel. Dis wat hulle met Christene doen vandag. Jesus skryf jy graag vir jou wys sodat jy kan sien wat is die statistiek vandag. Hulle praat van die druk wat daar in die kerk vandag geplaas word. Daar op die regterkant sien jy 'n blok. Dan sien jy die kerk is op 91% van die druk wat daar op die kerk geplaas word. Maar die nommer wat vir my stref is die geweld wat daar binne in die kerk toegepas word. 56.2% van kerkgangers in die wêreld word verdruk vir hulle geloof. Geopende deure sê die lande met die hoogste vlakke van vervolging is op daardie skyfie vir die gewys. En ons is so gemaklik. En dan moet ons mekaar partykeer soebat. Ag, wil jy nie kom saam bid nie? Ag, wil jy nie kom saam die Here dien nie? Ag, wil jy nie maar saam met ons kom en kom ons wees lief vir mekaar? Kom ons bedien mekaar, kom ons gee om vir mekaar. Nee,
Ons wil wag dat dit so lyk, en dan gaan ons huil vir 'n blaadjie die Bybel uit. As mense vandag wat agter tralies is vir hulle geloof. Kerke word vandag afgebrand, wêreldwyd. Die vervolgde kerk kom sit nie in banke nie, die vervolgde kerk lyk so. Oorweldigende teken van die verdrukking wat in ons wêreld vandag aan die gang is. Dan is daar nog 'n teken van die morele verval. Ons leef in 'n tyd, ek hoor nou in laasweek, praat die president van Amerika en hy vertel hoe dat hulle in die afgelope paar jaar honderde miljoene gespandeer het om die LGBTQ te promoveer in Amerika. Dis die morele verval. Hierdie morele verval het so ver gegaan dat ons nou al 'n hele maand het waarin ons nou moet trots wees op ons sonde en ons moet maar voortploeter in hierdie sonde en ons noem dit Pride Month. Ons doen dit sommer vir 'n hele maand lank. En terwyl die woord van die Here vir ons sê trots in God se oë is 'n gruwel. Hy haat 'n trotse hart. Kyk wat sê statistiek in die wêreld. Mense wat sedeloos leef binne in die huwelik. Die persentasie van manne wat ontrou leef aan hulle vrouens, hulle huweliksmaats, 57%. Manne wat ontrou sou lewe indien hulle vrouens nie sou uitvind nie, 74%. Vroue wat ontrou leef aan hulle mans, 54%. En as hulle mans nie sou uitvind nie, dan sou dit 68% gewees het. Kyk wat is die statistiek op huidige oomblik van abortus in die wêreld. Van 2016 af tot waar ons vandag is, het hierdie syfer letterlik met amper 100,000 mense opgegaan. Onbeplande swangerskappe en geboortegevalle. Die syfer wat vir my uitstaan is daardie rooi syfertjie bo elkeen van daardie grafieke. Die eerste een is 67%, 69%, 83%. Onder die nie-blanke bevolking van die wêreld sê hulle dat 63% van hulle se swangerskappe is onbepland of onbeplande swangerskappe is onbepland. Van daardie 63% vat hulle nou en hulle sê as dit nou 100% van die gevalle sou wees, is 33% van daardie mense kom by geboorte uit. Dit beteken 67% van hulle word geaborteer. Vergeet van die eerste twee. Hier sit ons vandag. Pragtig mooi met 'n 83% abortussyfer van mense wat onbepland swanger raak. Dis feite, broers. Dis feite. Kyk wat sê die woord, hoe dat mense gemislei word, hoe dat onderlinge geskille iets astronomies begin word, die verwoesting, die verdrukking, die sedeloosheid, verstommend hoe dit gebeur. Maar kyk wat gebeur in die geestelike verval. Weeklikse kerkbywoning van 1993 tot 2020, kyk die afname. Meer as 14,000 kerke word elke jaar gesluit in die wêreld. 270 sluit elke week. Op hierdie grafiek wil ek graag hê dat jy die rooi streepie sal volg. Hy begin die hoogste en hy word die laagste. Dit gaan oor die onderwerp van hoe mense assosieer met Christendom in die praktyk. Die rooi lyntjie is mense wat sê hulle is Christene, wat al hoe minder en minder wil leef in Christendom in die praktyk. Waarom gebeur dit, vriende? Kan ek jou gou nog 'n skok gee? Kan julle sien dat die skerm in die gang is? Wat gebeur daar? Kyk wat sê die ouderdom van kerkgangers. Die gevaarlike nommer is hierdie in die onderkant. Byna 25% van ons mense is tussen die ouderdom van 16 en 34 en kom letterlik minder as 10 keer in 'n jaar in 'n kerk. So wanneer ek by 'n begrafnis kom, dan groet ek gewoonlik eers die mense wat net begrafnisse toe gaan. En dan sal ek die mense groet wat miskien na dope toe gaan en miskien na troues toe gaan en dan groet ek die res van die kerkmense. Want dis wat gebeur vandag, vriende. Dis waar ons is. Hoeveel mense kom minder as 10 keer 'n jaar in die kerk en ons sê vir onsself ons is 'n Christenland. Ons leef in 'n tyd wat selfs die kerk vol geword het van menseregte. Die kerk loop oor daarvan. En dan is ons so naïef om as die bruid van die Here gereed te sit en sê, ja, ons wag vir die koms van die Here. What a day that will be. Wel, die woord van die Here sê vir my, dat die oordeel van God begin by die huis van die Here. Want vriende, jy weet vandag, en jy wonder nie, en jy weet ook vandag, waar staan jy met die Here?
En jy weet wat 'n speletjie speel jy met die Here. En jy weet van die foute van jou lewe. En nou kan jy ook op jou menseregte staan en sê, wel, ek is wie ek is en ek is so gebore. Of jy kan sê, Here, ek sidder as ek dink dat die dag mag kom. En die gebed van my hart is, vriende, dat ons onsself sal toets voor die Here. Dat ons regtig sal stil word en met God sal praat en sê, Here, kom wys vir my asseblief. Want ek dink ons word self baie keer gemislei, vriende. So moet nie verder gemislei word deur jouself nie. Nie vir jouself lieg nie. Nie vir jou stories vertel en nie goed glo nie. Maar soek die Here. Soos nog nooit van tevore nie. Want as die koms van die Here hier is, en duidelik sien jy vandag die tekens van die tyd wys, dat sy koms is naby. Dan is 'n baie groter fiasco binne in die kerk, as buite die kerk. So mag die Here ons help. Mag die Here ons genade bewys. Mag hy elkeen van ons kom besoek. Wat as hierdie jaar die jaar is? Wat as hierdie week die week is? Wat as hierdie dag die dag is? What a day that will be. Ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Vader, dit gryp 'n mens in die hart as 'n mens kyk wat in ons wêreld aan die gang is. En hoe dat ons so maklik meegesleer kan word. En nie eens deur ander nie, maar deur onsself mislei kan word, Here, om te dink ons is okay. Maar ons het lankal vergeet met wie ons te doen het. Ons het lankal wêreldsgesind geword, ons het lankal besig geraak met ander dinge. Ja, Here, ons het lankal, maar net soos die wêreld geword. Here, lyk ons miskien so, as ons kyk na hierdie statistiek van die kerk van Christus vandag. En dan onthou ons 'n tyd, Here, waar daar siele by U uitgekom het en harte omgedop is en omgekeer is, Here, en ergens is die fokus verloor. Nou kom bid ek vandag, Here, dat U die naprediker van U woord sal wees en dat ons erns sal maak, want voor God sal ons staan. Die tekens van die tyd is reg voor ons, Here. Dit gebeur die heeltyd. Soos baringsnood 'n swanger vrou oorval, Here. Is ons besig om in die pylvak in te beweeg en baringsnood is op pad. Ag, Here. Ek bid. En ek pleit om genade. En ek vra dit in Jesus naam. Amen.